just a mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Yes, it does. Like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, just the mention of your name. Jesus, just the mention of your name. That precious name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, just the mention of your name. Like a lighthouse to a sailor in the midst of a midnight storm. You know, it's like a harbor to an old ship that's battered and torn. It's like bread to a starving, empty heart. Like fresh running water to a soul that's parched. Jesus, just the mention of your name. Yes, Lord. Jesus, just the mention of your name. Flowers grow, the desert blooms again. Oh yes, like fire in winter cold, like pure, precious gold. Jesus, my Jesus, just the mention of your name. As hy baie dankie, ons kan ons sitplekke neem. Ek wil net die geleentheid gebruik om vir almal te sê baie dankie en baie welkom hier. Vir die van julle wat die familie ondersteun en daar sal wees vir hierdie tyd ook wat voorlê, baie dankie. Ek weet hulle sal self later dankie sê. Van ons kant af as gemeente, al ken ons nou nie mekaar nie, dis vir ons 'n geleentheid en 'n voorreg om julle vandag te bedien en ons wil julle verseker, Irene, julle kan dit weet, ek weet jy is van Bloemfontein, maar vir die familie hier, enige iemand as dit nodig sal wees, ons sal graag beskikbaar wil wees om te help, te bedien, al is dit net om vir julle te kan bid. Van ons kant af, al het ons nou nooit vir Chris geken nie, wil ek tog sê dat ek besef dat die dood van enige een van ons geliefdes is altyd 'n baie hartseer saak en dit raak mense diep, veral sy kinders, vir julle as familie, elkeen wat ver of naby hom was, mag die Here julle in hierdie tyd bedien,
soos wat net hy alleen kan. Hy is 'n pa en ek is so dankbaar. Irene het gevra ek moet vandag bedien uit Psalm 23, so ek gaan so ietsie met julle deel oor dit. Maar dit is juist waaroor wat die woord vir ons wil sê. God is nie net iemand wat daar ver in die hemel is nie, hy is 'n pa. En dit is hoe ek bid dat julle hom in hierdie tyd sal beleef en sal leer ken as die pa wat waaragtig omgee, die goeie herder. Kom ons sit net so, dan gaan ons net saam bid. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid om so saam te wees op 'n plek waar ons wil toelaat dat U deur die werk van U Heilige Gees elkeen van ons wat vandag hier is, sal kom bedien. U verstaan ons, U ken ons elkeen, U weet waar ons almal is. En dat U ons sal vat van die plek waar ons nou is, vorentoe, nader aan U, 'n beter verhouding met U, beter begrip van wie U is. Dankie Heilige Gees dat U die een is wat in hierdie dag in elke hart en in elke lewe van elke mens wat hier sit, in staat is om hulle te troos, om hulle te bedien, om hulle te versterk. En dankie dat ons vandag weet, U is nie net God nie, want U is dit, maar U is ook ons Pa. En mag U vandag in hierdie plek bekend gemaak word, ook as die goeie herder, die een wat sy lewe afgelê het vir sy skape, die een wat met soveel toewyding en passie ons soek elke dag, die een wat genadig en barmhartig is, getrou selfs wanneer ons ontrou is. En ek bid dat U as Vader, as God, as Here, as herder vandag hierdie familie sal kom bedien, dat U hulle sal vertroos en versterk, veral ook sy kinders. Ek bid Here dat U vir elkeen van hulle 'n toekoms sal gee, wat groter is as dit wat hulle kan dink of bid vandag. Vir elkeen in hierdie plek wat U nou nodig het, laat dat U Gees sal bedien, dat U Gees diep in elke hart sal spreek. Kom bereik U doel, Here, dat ons nie vandag by hierdie plek uitstap sonder hoop, sonder moed en sonder genade nie. Ek bid dit vir elkeen wat in hierdie vertrek vandag is. Kom deur U Heilige Gees, kom bedien ons en kom ontvang die lof en die eer van ons harte, want dit kom U toe, Vader. Ek bid dit, ek weet, Here, as hulle hier uitstap, sal U die een wees. U bly nie in 'n kerk nie, ons kom nie kerk toe om U hier te kom kry nie. As hulle hier uitstap, Here, sal U by hulle wees, waar hulle ook al gaan. Dit bid ek, Vader, in die kosbare naam van Jesus. Amen. Net voordat ek die woord bedien, sal ek graag wil hê ons moet net saam opstaan, dan gaan ons daai lied sing, Genade onbeskryflik groot. Baie dankie, Christopher.
Baie dankie, kom ons neem vir 'n oomblik ons sitplekke. Ek wil net 'n paar woorde met u deel uit die woord van die Here. Ek sal geleentheid gee na die tyd met die hulde blyk. Sal Irene vir ons meer kom deel oor Chris en hulde blyk bring oor hom. Maar ek wil vandag net hierdie geleentheid gebruik om vir julle as familie, vriende, wat hier is, iets uit my hart te deel oor hierdie gedagte, wat julle gevra het ek moet oorbedien. Psalm 23, ek gaan dit net eers lees, dit is op julle blaadjie, julle kan dit saam met my lees. Dis die ou vertaling wat ons daar het, die 53 vertaling. Psalm 23 vers 1, 'n Psalm van Dawid, die Here is my herder en niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teenstanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. En dan sê die laaste gedeelte, en ek sal, of net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly, in lente van dae. Psalm 23, dink ek, is gedeelte wat ons, die meeste van ons seker uit ons kop uit ken, of baie goed ken, of al baie gehoor het. Nou, as ons gaan kyk na die hele gedagte van Psalm 23, dan is die een ding wat my opval, altyd, as ek hierdie Psalm lees, hy begin om te sê, die Here is my herder, en nie die Here is die herder nie. Vir enige iemand om dit te verstaan en te beleef, wat hier staan, moet jy kan sê, die Here is my herder. Anders praat ons oor iemand en oor iets, wat nie noodwendig ek self ken nie. Die Here is nie vandag 'n herder vir alle mense nie. Net soos wat ek nie die pa kan wees vir al die mense nie. Ek is 'n pa van my kinders. En hier kom hy en hy begin iets sê, en die rede hoekom ek dit vir julle sê en reg aan die begin wil duidelik stel is, dat God se begeerte, die vaderhart van God se begeerte is, dat Jesus die herder sal wees van elke mens. En dis hoekom hy gedoen het wat hy gedoen het. Dis hoekom hy sê in daai gedeelte in Johannes 10, dan sê hy, ek is die goeie herder, ek lê my lewe af vir my skape. Hoekom sal God sy lewe gee vir iemand, vir wie hy nie lief is nie, vir wie hy nie omgee nie? So om te kan sê vandag, die Here is my herder, is waar dit moet begin. Nie, ons kan nie net daar lees, die Here is die herder. Hy is die herder wat dit en dit en dit doen. God se begeerte is om te sê, as jy my toelaat en ek is jou herder, sal ek dit en dit en dit doen en dit vir jou wees. Nou die probleem is met die lewe, en baie van julle moes dit al agtergekom het. Die probleem met die lewe is, wanneer dit goed gaan, vergeet ons van waar ons kom, wat ons gekry het, wat genade is. Ons vergeet van God, ons vergeet van baie goeders, totdat ons in een of ander krisis kom, en dan bid ons weer. En dan help die Here ons, en dan vergeet ons weer, as dit weer goed gaan. En ek het nou onlangs gesê, by 'n geleentheid, iets wat ek gelees het in 'n boek, waar die skrywer sê, hy sê, if you pray only when you have trouble, you are in trouble. As jy bid net wanneer jy moeilikheid het, dan is jy in die moeilikheid. Want jy sien, daar gaan dalk 'n dag kom wanneer ons nie die geleentheid gaan hê om te bid nie. My pa op 'n stadium baie ernstig siek gewees, en hulle het 'n hartomleiding gedoen op hom, en na die tyd moes hulle hom op die longmasjien sit. En hy het vir my gesê, dit was een van die ergste ervarings wat hy in sy hele lewe nog gehad het. En ek vra toe vir hom die volgende vraag. Ek vra vir hom, nou wat het pa gedoen? Het jy gebid? Want ek weet my pa is 'n gelowige, hy ken die Here, hy's intiem lief vir die Here. Ek vra vir hom, het pa toe gebid? En sy antwoord het my nogal geskok daai dag, maar dit het vir my so baie beteken as 'n
as iemand wat nog jonk in die bediening was, en hy sê vir my, as jy nie daar voor die tyd gebid het nie, daar bid jy nie, jy probeer net oorleef. If you only pray when you're in trouble, then you are in trouble. So Psalm 23 is een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, wat in die Ou Testament, wat so baie sê oor iets van God se hart. Maar ons moet seker maak dat ek en jy wat vandag hier sit, kan sê, die Here is my herder. Want as ons nie dit kan sê nie, dan is die waarheid dat eintlik niks van Psalm 23 is op my van toepassing. Maar dis nie my pa nie. Dis 'n pa wat goed is, dis nie my herder nie, dis 'n herder. Die Here wil vandag vir elkeen van ons 'n geleentheid gee, as ons hier uitstap, dat ons met oortuiging kan sê, die Here is my herder. Hoekom is dit so? Of hoekom is dit so belangrik? In Johannes, in 1 Johannes, dan staan daar vers 9. 1 Johannes, Johannes 1 vers 9, sê iets wonderlik. Ek sê nou iets wonderlik, eintlik tragies, maar ek wil dit vir julle lees. Hy sê, die ware lig wat elke mens verlig, was aankom na die wêreld toe. Hy praat van Jesus wat mens geword het. Hy was in die wêreld. Die wêreld het deur hom tot stand gekom. Hy is die skepper. Saam met God die Vader, Seun en Heilige Gees is hulle die skepper van die hemel en die aarde. Hy sê, hy het na sy mense gekom. Die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie erken nie. Hy het na sy eie mense toegekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem. En dan die bekende gedeelte, ek sê bekend, gedeelte wat ek al baie gebruik het, vers 12 wat sê, maar aan elkeen wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy die mag gegee, die reg om 'n kind van God te wees. Sodat ek ook kan sê, die Here is my herder. Een van die vrae wat altyd gevra word, en ek hoop julle vra dit, ek glo julle het dit gevra, ek en Irene het so 'n bietjie daaroor gepraat ook. En dit is, wanneer iemand sterf, is een van die eerste goed wat ons graag wil weet is my ma, is my pa, is my boetie, my sussie, my oom, my ouma, my oupa, is hulle by die Here? Nou die waarheid is, dat die woord sê, aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die mag gegee om kind van God genoem te word. Dis nie iets wat 'n kerk vir jou gee nie. Dis nie iets wat jy kan voorwerk nie, jy kan dit nie gaan koop nie, jy kan nie betaal daarvoor nie. Hy het die prys betaal en hy sê, al wat nodig is dat ons hom moet kies, en dan gee hy ons die reg om kind van God te word. Met ander woorde, die vraag wat ons kan vra en wat ons altyd sal vra is, wat is vir ons belangrik, waar is die persoon? Waar is ons geliefde wat nie meer lewe nie? Die vraag word beantwoord met hierdie eenvoudige stelling van dieselfde 1 Johannes 5 vers 12 sê. Hy sê, wie die Seun het die lewe. Wie die Seun nie het nie die lewe nie. God maak dit baie eenvoudig. So ek het nooit vir Chris geken nie, maar as Chris vir God gekies het en hom aangeneem het, dan sê die woord van God, dan behoort hy aan God. Dis nie 'n kerk wat dit vir ons gee nie. En so ek kan nie vir julle die vraag antwoord nie, maar ek kan vir julle sê, vir ons wat nog hier is vandag, moet ons seker maak, ons gebruik die geleentheid. Hy wat sê, hy het na sy eie mense toe gekom, sy eie mense het hom nie erken nie. Die wêreld het deur hom ontstaan, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Sy eie mense het hom nie erken en aangeneem nie. Nou, wat het dit te doen met Psalm 23? Wat het dit te doen met Psalm 23? Ek wil hê julle moet iets sien en raak sien. Veral in die ou vertaling gebruik hy die woord. Die nuwe vertaling gebruik sy ietsie anders, alhoewel die nuwe vertaling 'n mooi beskrywing van Psalm 23 is. Maar die ou vertaling sê aan die begin, een van die kenmerke wat ons moet raak sien. As ons praat oor herder, daar's baie goeders wat ons oor 'n herder kan sê, of oor Jesus die herder. Hy sê, hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel, en dan sê hy lei my in die spore van geregtigheid. Ek weet nie wie van julle dit opgelet nie. 2 keer aan die begin herhaal hy die woord, wat 'n herder doen. As jy nou in jou hart moet dink, wat sal jy sê, wat doen 'n herder? Die woord sê, 'n herder lei. Nou, as julle in ons land bly, meeste ander lande in die wêreld, sê hulle sien boere, jaag skape aan.
Baie keer het hulle skaaphonde, ek weet nie wie van julle ken 'n skaaphond nie. Hulle is geleer om skape aan te jaag. Hulle jaag hulle in 'n kraal en partykeer is daar meer as een. En dan kom die boer nog agterna met sy perd of sy lorry of wat ook al en hulle jaag die skape aan. Maar jy sal dit nooit in die Bybelse konteks kry nie. Nêrens in die hele Bybel sal jy dit ooit lees, een keer nie. So dis vir ons baie keer moeilik om dit te sien, maar die mense van sy tyd het dit verstaan. Ons het, toe ons in Israel was, fisies dit gesien met ons eie oë. Hoe 'n herder sy skape lei. So dit beteken, God sal my en jou nooit dwing om enigiets te doen nie. Hy sê, daar's water van rus en vrede, en ek wil jou lei soontoe. Lei beteken, ek loop voor en jy volg my. Ons is gewoon dat, baie keer moet ons as ouers dalk ons kinders dwing om iets te doen. Maar God dwing ons as kinders, as sy kinders nooit om iets te doen nie. Hy verdien die beste, hy verdien ons aanbidding, hy verdien alles, maar die woord van God sê, hy sal ons nooit beheer en manipuleer nie, hy lei ons. Een van die belangrikste goed wat ek vandag vir julle as familie en vriende wil sê, as dit kom by God en alles wat hierdie gedeelte sê, wat hy doen, is die belangrikste, is dat ons moet kan sê, hy is my herder, en nommer 2, ons moet verstaan, hy lei ons. Hy vat ons na plekke, wat ons op geen ander manier in ons lewe kan uitkom nie. Niemand kan ons daar uitkry nie. Plekke van rus en vrede. 'n Plek van redding en verlossing. 'n Plek van genade en liefde en aanvaarding. Hy vat ons soontoe, maar hoe doen hy dit? Hy lei ons soontoe. En so nou en dan dink ek, dis net my opinie, as ek die voorbeeld mag gebruik, dink ek, hy kyk so oor sy skouer en hy kyk of jy nog volg. In die hoop dat jy wys genoeg sal wees om hom te volg waar hy jou lei. Daar's 'n liedjie wat ons jare terug gesing het, waar hy lei, volg ek gewillig. Waar hy lei, volg ek gewillig. As ons nie daai konsep verstaan nie, God sal niemand in hierdie plek vandag dwing nie, maar die tragedie is, ek dink nie, een van ons in hierdie plek verstaan en weet. En hoekom ek nou dit vir jou sê, is want ek het hierdie laaste paar weke baie daaroor opgelees, en baie navorsing gedoen, en verskillende plekke, ek wil amper sê, meer inligting gekry, en dit is, ek kan vandag vir julle sê, dat die ewigheid sonder God is 'n verskriklike plek. En baie mense verstaan nie, mense dink dat God wil hê, ons moet hom volg, ons moet hom dien, omdat hy een of ander behoefte het dat ons dit moet doen. Nee, God sê, ek en jy moet hom volg, en hy wil ons lei na plekke van rus en vrede, sodat ons nie op die verkeerde plek eendag eindig. Hebreërs 6 sê vir ons, 18 vers 29, 21, 30 daar rond, dan sê, hy sê, verskriklik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. En dan praat hy van aan die einde van die wêreld, wanneer ons as mensdom, wat hom nie gekies het en hom nie geken het nie, met sy oordeel te doen sal kry. Maar terwyl ons op hierdie aarde leef, is hy die goeie herder. Hy lei ons. Hy is die een wat ons beskerm. Hy is die een wat hierdie Psalm sê, hy sê, my beker loop oor. My beker loop oor, letterlik, hy gee vir my meer as wat ek nodig het. En dan gebruik hy die woord van net goedheid en guns sal my agtervolg. Hy verwys daarna na iets wat soos 'n skaduwee, ek weet nie of julle al ooit 'n skaduwee gevolg het nie. Of gesien het nie. Jy kan nie wegkom. Wie van julle het al weggekom van jou eie skaduwee af? Hoe vinniger jy hardloop? Hoe vinnig gaan die skaduwee? Dis die woord wat hy daar gebruik. Letterlik, waar jy beweeg, daar is ek. Ek is met jou, tot aan die volëinding van die wêreld. God se genade en sy goedheid sal ons, soos 'n skaduwee agtervolg, waar ons ook al is, sal goedheid en guns en sy genade ons bedien. Maar dan moet ons kan sê, hy is my herder. Ons moet verstaan dat, ek het 'n paar getuienisse gehoor van mense wat dood was. Een was 'n seun, ek vermoed hy was so 10 jaar oud, en hy was fisies dood vir meer as 'n uur lank. Ek weet nie of enige iemand is wat in die medisyne is nie, of enige iemand wat 'n dokter is wat so 'n bietjie meer inligting het, sal weet, as jy vir 'n uur lank dood is, het jy breinskade. Nie kan jy dalk breinskade kry nie, dan jou brein kan nie so lank sonder suurstof bly. En na 'n uur, meer as 'n uur,
het die paramediese ouens hom weer aan die gang gekry, nadat sy pa langs sy bed gestaan het en aanhou bid het. Hulle het gesê, maar hy is dood. Hy het net aangehou en sê, my kind sal lewe. En na 'n uur toe, meer as 'n uur, het hy bygekom, maar hy was in 'n koma vir nog 6 maande. En hulle het gevrees almal, as hy daar wakker word, dan sal hy, ons noem dit 'n koolkop wees. Julle weet, hy het geen brein aktiwiteite wat hom mens maak nie. En hy word wakker na 6 maande. Maar keer niks nie. Na 6 maande kom hy uit die koma uit. En sy pa staan langs sy bed. En van sy eerste woorde wat hy vir sy pa gesê het, is, asseblief pa, as ek ooit weer doodgaan, jy bid nooit weer dat ek weer moet terugkom. En hy vertel iets van, en 'n beskrywing van dit wat hy ervaar het by God in die ewigheid. Maar ek wil vir julle sê, ek het 'n paar ander verhale gelees en ek ken 'n paar ander verhale, mense wat persoonlik met my gedeel het. 'n Plek waar God nie is 'n verskriklike plek. En wat ons nie verstaan nie, dis God se hart. God se hart is nie net dat ons hom sal dien en aanbid nie, want dis 'n eer en 'n voorreg wat ons het, maar dat hy ons geleentheid gee om van 'n ewige dood sonder hom, 'n ewigheid sonder God, te sterf en vir ewig verlore te wees. Dis hoekom hy ons soek. Dis hoekom jy sal sien dat Jesus kom na die aarde toe en een van sy leringe, een van die mooiste goeders wat hy vir ons leer oor hierdie ding is, hy sê, ek het nie gekom, kom ons begin by vers 16, Johannes 3 vers 16 ken ons, heel waarskynlik het jy al gehoor, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enigste seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan sê hy het nie na hierdie wêreld toe gekom om die wêreld te oordeel nie, maar om die wêreld te red. Op 'n ander plek sê hy, ek het gekom om te soek en te red wie verlore is. Wat probeer ek vandag vir jou sê? Ek kan vir julle 'n uur lank bedien oor net die Here is my herder, want daar is so verskriklik baie om daaroor te sê. Maar ek en jy moet vandag uit hierdie plek uit kan stap en met sekerheid kan sê die Here is my herder. Anders is Psalm 23 nie op jou of my van toepassing as ons nie dit kan sê nie. Die tweede ding is wat jy vandag moet verstaan en hoor, is dat die Here is die een wat ons lei na plekke wat ons nodig het, na goed wat ons nodig het. Hy jaag ons nie aan nie, hy dwing ons nie, hy manipuleer ons nie. As mense dit doen, kan jy weet dit kom nie van God af nie. En dan die derde ding wat so belangrik is God is die een wat soek en hy sal nooit ophou soek na jou nie. Of jy hom ooit gaan kies en hom 'n geleentheid gee, sal jou verantwoordelikheid wees en jou reg en jou voorreg. Maar die woord van God sê hy het gekom om te soek en te red wie verlore is. En ek het al baie hierdie storieetjie vertel en ek wil dit vandag vir iemand in hierdie plek sê. En dis hoekom dit bly vir my hartseer dat mense tot aan die einde van hulle dood weier om God te dien. Kan jy dink nie, ek wil vir jou iets gee, 'n geskenk, lewe, ewigheid, en jy kies om te sê, ek wil dit nie hê nie. Ons is dom. Maar ek weet nie of julle dit al gehoor het of al gedoen het nie, ek hoop van julle het dit al gedoen. Ek het nou 2 kleinkinders, die een is nog 'n babatjie, die ander is nou 'n bietjie groter, net so oor die 4 jaar oud. Weet julle wat is wonderlik, as julle almal weet wat's wegkruipertjie? Julle ken dit? Weet jy wat doen jy met 'n 4-jarige kind, as jy met hom of haar wegkruipertjie speel? Ek hoop jy weet wat jy doen. Jy kan so wegkruip, hulle sou in ewigheid nooit kry nie. Wat doen jy, as jy met 'n 4-jarige kind wegkruipertjie speel? Jy laat jou vind. Jy laat jou vind. En God sê, ek is die een wat soek. En ek sal nooit ophou soek nie. En dan sê hy saam met dit, ek weet jy kan my nie op jou eie kry nie. Ek weet jy kan nie op jou eie my vind nie. Ek laat my vind. Op elke hoek en draai sê ek vir jou, hier is ek. En soveel miljoene mense sê elke dag net, ek stel nie belang nie. En ek bid vandag,
dat Psalm 23 nie 'n mooi psalm sal wees nie, maar dat dit 'n werklikheid in elkeen van ons se lewe sal wees, voordat ons hier uitstap, om vandag te kan sê, Here, U is my herder. Ek kom niks kort nie. Die ou vertaling sê, niks sal my ontbreek nie. Ek kom niks kort nie. Ek wil graag vir julle net Psalm 23 aan die nuwe vertaling ook lees. Hy sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my in groen by velde rus. Hy bring my by waters waar daar vrede is. Hy gee vir my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want U is met my. In U hand is ek veilig. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders moet toe kyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en U liefde sal my lewe lank by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here, tot in lengte van dae. U laat my by 'n feesmaal aansit, terwyl my teenstanders toe moet kyk. U ontvang my soos 'n eregas, en ek word oorlaai met hartlikheid. Hoe kan 'n mens vir 'n God wat dit vir ons wil gee, sê nee, ek stel nie belang, en dit verruil vir 'n lewe wat soms leeg is? Plesier is baie kortstondig. Dis nie van baie lang duur nie. Maar dit wat God doen, sê hy, sal standhou tot in ewigheid. Mag elkeen van ons vandag hoop vind, troos vind, genade in hierdie woord van God wat sê, as jy vandag bereid is, want ek aanvaar nie noodwendig almal van ons wat hier sit, dien die Here nie, is kinders van God nie. Maak saak wat se kerk jy is nie, hierdie gaan nie oor kerk nie. Die kerk kan jou nie red nie, 'n pastoor of 'n dominee of 'n priester kan jou nie red nie. God red mense. Dis God wat vir ons sê in sy woord, hy is die een wat soek. Hy laat ons hom vind. Hy gee vir ons genade. Daar's altyd vergifnis weer. Daar's geen sonde wat enige een van ons wat vandag in hierdie plek sit, kan pleeg, waarvoor daar nie vergifnis is. Daar's altyd 'n geleentheid om terug te kom na God toe, omdat hy ons vergewe en sê, die verlore seun se verhaal. Die verlore seun het teruggekom, maar die woord sê dat die pa het na hom toe gehardloop in die veld. Hy het nie wag op die stoep gesit en wag dat hy moet terugkom en sê, weet jy wat, jy het al my geld uitgemors. Jy het my naam deur die modder gesleep. Jy het ons familie se naam sleg gaan maak. Wat soek jy nou? Nadat jy al jou geld uitgemors het, wat kom soek jy nou weer? Nee, want dis wat baie keer die wêreldse idee van God is. Die woord sê, toe hy die seun in die verte sien, het hy na hom toe gehardloop, hom in die veld ontmoet, hom omhels, hom gesoen, sy vuil klere laat uittrek, vir hom nuwe klere gegee, 'n ring aan sy vinger, om te weet jy behoort aan hierdie familie, skoene aan sy voete, dat hy nie soos 'n kaalvoet slaaf verslete klere by die huis aankom nie. Dis die God wat vandag nog steeds soek na verlore mense. En die meeste sê, ek stel nie belang. Ek stel nie belang nie. Ek wil vir julle sê, as ons vandag by hierdie plek uitstap, ons is vandag hier op grond van Chris, of dan ek gehoor Irene sê van julle noem hom Chopper, omdat hy gesterf het en hy is nie meer hier nie. Sy dood bring ons vandag saam, om weer vir 'n slag net te dink aan iemand wat 2000 jaar terug ook gesterf het, maar hy het vir 'n doel gesterf, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê, 'n ewige lewe. En ons dink baie keer ons lewe gaan oor hierdie kort tydjie op aarde. Want alle mense, ek hoop iemand verstaan dit, alle mense gaan ewig lewe. Ewig by God, of ewig in die hel sonder God. Maar almal gaan ewig lewe. En die verskriklike is, dat elkeen wat hel toe gaan, het gekies om hel toe te gaan. En die wonderlike is, elke mens wat vir die ewigheid by God gaan wees, het gekies om so toe te gaan. Die val nie daar uit toevallig nie. Die vraag is, wat is ons keuse? Wat is jou keuse vandag? Ken jy God? As jy hom nie ken nie, as jy nie met hom 'n verhouding het nie, gaan jy maar weer hier uitstap. Môre is dalk jou laaste dag. En waar sal jy die ewigheid deurbring? Sal mense wonder oor wie was jy, waar is jy? Of gaan hulle weet en kan sê met oortuiging, ek weet sy of hy het die Here gedien met oorgawe.
Ek sluit af en ek sê dit met groot hartseer in my hart. Chris gaan nou wel nie begrawe word in die begrafplaas nie, so ons gaan nie nou saam sin toe gaan nie. Maar as julle ooit weer die geleentheid kry, gaan kyk bietjie in die begrafplaas. Ek sê altyd in die begrafplaas lyk dit of almal by God in die hemel is. Ek hoop nie iemand dink so nie. Aan elkeen wat hom aangeneem het, het hy die reg gegee. En God wil ons die reg gee. Want jy sien dit wat op my graf se kopsteen staan, veilig in Jesus se arms, vir altyd by God, geniet sy teenwoordigheid. Al die opskrifte op grafte vat jou nie hemel toe nie. Moenie dat iemand vir jou jok nie. Terwyl ons lewe, Johannes 11 vers 25 en 26 sê, elkeen wat lewe en in my glo, sal in ewigheid nooit sterwe nie. Elkeen wat lewe en in my glo, nie as jy dood is sal ek glo nie. Elkeen wat lewe en in my glo, sê Jesus, sal in alle ewigheid nooit sterwe nie. Ons lewe, hierso, almal sit hier, ons lewe, ons haal asem. As ons vandag die lewe kan kies, die seun van God kan kies, sal ons vir ewig lewe, al sal ons liggaam sterwe, om vir hom, by hom te wees vir ewig. Maar moenie dit glo, moenie glo alles wat op die grafstene staan. Daar's ateïste wat God verloon het, wat niks met hom te doen wil hê nie, en dan gaan sit die familie op die grafsteen, veilig in Jesus se arms. Is hy veilig in Jesus se arms, omdat die kopstuk dit sê? Nee. Ons moet die lewe kies. Want ons kies of die lewe, of ons kies die dood. Ons kies 'n ewigheid by God, of ons kies om verlore te wees. En vandag is 'n geleentheid, sy dood, Chris se dood, julle geliefde, al het ek hom nie geken nie, is 'n geleentheid vir ons om vandag te sê, Here, sy dood herinner my aan U, wat 2000 jaar terug U seun gegee het, sodat elkeen wat glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Kom ons bid net saam. Ek wil vra terwyl ons elkeen net ons oë gesluit hou. Miskien is daar iemand in hierdie plek wat vandag vir my wil sê, Herman, ek kan nie met eerlikheid sê ek behoort aan God nie. Ek kan nie eerlik sê ek het hom aangeneem nie. Ek kan nie met eerlikheid vir jou vandag sê, as dit môre my laaste dag op aarde is, dat ek sal weet waar ek is nie. Maar vandag wil ek die lewe kies. Ek kom agter terwyl jy praat, verstaan ek iets van hierdie pa wat my kom soek. Ek ervaar vandag dat God my soek. En jy het vandag gesê, as hy my soek en ek hom soek, sal hy hom laat vind. Dis hoekom jy hier is, omdat God jou soek, om vir jou geleentheid te skep. En daarom wil ek vra, ek wil net vir jou gebed doen, jy hoef niks te doen nie, terwyl almal se oë gesluit is, wil nie net jou hand opsteek, as jy wil ek moet net vir jou gebed doen. Sê, Here, vandag kies ek die lewe. Ek weier om hier uit te stap. Ek gaan nie hier uitstap, as ek nie sekerheid in my hart het, dat ek het die seun van God, ek het die ewige lewe, ek kies die lewe. Ek kies nie die dood en die ewigheid sonder U. Is daar so iemand wat net wil hê ek moet vir jou, gaan net daar waar jy sit, gaan ons net saam 'n gebed doen. Is daar so iemand dalk? Vader, baie dankie. U is die goeie herder. U is die pa wat nooit sal ophou soek nie. U, o Heilige Gees, is die een wat op hierdie aarde in ons werk, wat ons oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En ek weet dat U is ook die een wat troos en versterk. U is ook die een wat soek. U is ook die een wat ons op die plek bring, en ek bid as hier iemand in hierdie plek vandag is, wat nie aan U behoort nie. En miskien voel hulle net in hulle hart, ek is nog nie gereed nie. Dan wil ek vra, Here, dat waar hulle ook al sal beweeg en lewe, dankie, Here, dat ek U vandag kan vertrou, dat U geleentheid sal skep, dat U hulle gereed sal maak, dat U 'n geleentheid vir hulle sal gee. Elkeen wat in hierdie plek sit, wat dalk nie in hulle hart 100% oortuig is dat hulle kind van God is nie,
Skep vir hulle geleentheid. Hou aan om hulle te agtervolg en U te soek, Here, totdat hulle gereed sal word en ja kan sê vir U. Ek bid dat U hulle sal versterk, sal bedien, elkeen van die kinders, vir Irene en haar ander sissies, en ek bid, Here, dat elkeen die genade, die liefde, die teenwoordigheid van U, o God, sal ervaar as 'n werklikheid en 'n realiteit in hierdie tyd wat hulle U so nodig het. Baie, baie dankie dat ons vandag hier kan uitstap. En Here, as dat dan niemand gereageer het nie, aanvaar ek dat elkeen in hierdie plek sê vandag, ek kan met oortuiging sê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Dat U hulle sal lei na plekke van rus en vrede. Dat U met hulle sal wees in die donkerste tye van hulle lewe, dat hulle dit sal glo, omdat hulle saam met Dawid kan sê, ek sal hierdie onheil nie vrees nie, want U is met my. Ons eer en ons dank U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Ek gaan vra dat ons laaste lied gaan sing, Nader my God by U. Kom ons staan op, dan gaan ons dit saam sing. Baie dankie. Nader my God by U, nader tot my, net U genade Heer, maak sondaars vry. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, nader tot my, laat al my paaie Heer na U voete lei. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Dan sal my lief steeds bly, nader my God by U, nader my God by U, steeds nader. Nader my God by U, steeds nader. Baie dankie, ons kan sit. Ek gaan vra dat Irene vir ons die heldeblyk en die bedankings net kom doen. Baie dankie, Irene.
Ek lees eerstens Chris Chopper se 2 kinders se briefies wat hulle vir hulle pa geskryf het, vir ons voor. Hulle harte is te seer om dit self te doen. Eerste van Mikaela, Chris se dogter, sy is nou 15. My liefste pappa, dankie dat pappa my ondersteun het in die kort tydjie wat die Here pappa vir ons geleen het. Dankie dat pappa altyd daar was as ons iets nodig gehad het, al was dit net 'n ligte verkoue. Ek is baie lief vir pappa en mis pappa al klaar. Daar gaan nog baie dae in my lewe wees waar die verlange net meer gaan raak. Geniet dit daarbo by my ouma en oupa. Ons sal pappa nooit vergeet nie. Lief pappa altyd. Van pappa se eie, Mikaela Lee Kramer. En CJ, my boetie se seun, jy's 14, nee. Hier sit hy voor. Liefste pappa, baie dankie vir alles wat pappa vir my gedoen het en die tydjie wat ek met pappa gedeel het. Dankie dat pappa vir my waardevolle lewenslesse geleer het. Dankie dat pappa daar was vir my as ek pappa nodig gehad het. Pappa is nou by die Hemelse Vader en daar sal ons pappa eendag weer sien. Liefde, CJ. Ek spesifiek het nie iets voorberei nie, ek praat sommer uit die hart uit. My hart is baie seer oor my boeta. Ek sê nou boeta, ek het nie eers altyd geboeta nie, ons het hom sommer gechopper. Ag, en hy het my so baie kwaad gemaak en ek was nog 'n kort rukkie terug vir hom kwaad, voor ek eintlik weer met hom gepraat het. Maar daar waar hy in die hospitaal gelê het, in die 2 weke voor sy dood, wat ek die laaste week by hom was, het 'n kans gehad, daar waar hy in die bed was in ICU, op 'n ventilator, en hy was heeltyd in 'n koma, hy het nooit uit die koma wakker geword nie. Maar ons weet dat jou gees altyd wakker is. Het 'n kans gehad om baie met hom te praat. Ek het vir hom allerhande goed gesê, ek het met hom vrede gemaak, ek het met hom oor die Here gepraat. Ek en hy het gepraat, en ek weet hy het my gehoor, want die kere wat ek daar gesit het, ek is 'n suster, werk in 'n ICU, kon ek aan sy vitale tekens op die monitor sien, wat in elk geval sleg was, want hy was baie siek, dat daar 'n rustigheid oor hom kom. Die laaste dag wat ons daar was, ek en CJ, die middag, want hy is die volgende dag oorlede, het ek nog gesien, sy oë was oop, maar dit was nie willekeurig nie, is maar onwillekeurige bewegings, want hy het breinskade gehad, en hy het gefrons kort. So asof hy nie mooi geweet het wat aangaan nie. Wat ek wil sê, is, pastoor het nou nog 'n baie mooi prentjie geskiets van Vader se hart. Ons aardse pa, wat nou ook nou al oorlede is, vir wie ons baie lief was 'n baie kwaai pa. En ons het, toe ons kinders was en groot geword het, almal die Here gesien as so. Ek praat van my spesifiek self, maar ek praat ook van Chopper, want ek weet hoe sy hart was. As hierdie kwaai pa, dis hoe hy die Here geken het. Ek was bevoorreg, vandat die Here in my lewe gekom het, 'n hele klomp jare terug, om hom as 'n vader te leer ken, God se vaderhart. En die kere wat ek met Chopper gepraat het, en hy vir my gesê het, dit gaan swaar met hom, hy weet hierdie swaar kry wat hy nou deurgaan, is omdat die Here hom straf, het ek vir hom gesê, dis nie hoe 'n vaderhart is nie, dis nie hoe ons Vader is nie, nie ons hemelse Vader nie. En in hierdie laaste paar maande, wat het slegter met hom gegaan het, finansiëel, en ook sy gesondheid, en hy baie keer depressief was, en gepraat het van, hy sal maar eerder wil gaan. Hoop ek dat in die tye wat God hom kom soek het, want dit is die prentjie, wat ek nou eintlik wil sê, ekskuus julle, ek praat die mekaar, is dat in die tyd wat ek die Vader, as 'n Vader leer ken het, die Here op so baie maniere vir my kom openbaar, en ek is 'n ma, en ek weet hoe lief ek daai stuk vleis het, wat daar sit, daai kind van my, en my dogter, en wat ek alles vir hom sal doen, ek het hom so lief, en dan kry ek baie keer daai gevoel van liefde vir my kind, dan besef ek, maar dit is hoe die Here vir my ook lief het, en hy sal net soveel en meer vir my doen. Hy het vir ons gesterf, dis nou Pasgatyd, hy het vir ons gesterf. Dan
is hierdie voorbeeld vir my so pragtig, en ek is bly ek het dit vandag gehoor. Dit voeg toe tot my kop vol prentjies van hoe God is, sy vaderhart, dat hy soek. Hy kom soek ons. En ek glo dan, wil dit graag glo, maar ek glo dan, want my boetie het die Here geken. Ek weet hy het hom voorheen al aangeneem. Ek sal nooit weet wat hy in sy laaste ure gedink en gedoen het nie, maar ek weet hy het die Vader geken, maar dat ek hoop dat hy hom op so 'n manier, dat wat die Here na hom toe gekom het, daar waar ons is 'n karige paar mense hier saam, dit is maar die laaste van ons wat na aan hom was, al was ons ook vir hom kwaad. Hy het daar in die karavaanpark gebly in sy iglootjie die laaste paar maande, met sy karige ou handjie vol besittings, hy het nie veel gehad nie, dis sy vriende wat met hom gesels het, Winston wat hier sit, Sonja, Johnny, Mikaela, sy dogter wat by hom was, CJ, ek het so ergens in Februarie vir 'n Saterdag deurgekom, ek het daar by hom gaan sit, voor sy igloo, en ons het hom koeldrank gedrink, en ek met hom gepraat. Dis ons handjie vol mense. En of ons nou vir hom kwaad was, en of hy ons op 'n vorige geleentheid dalk seer gemaak het, wil ek net vir almal sê, Jesus is ook sy Vader, die Vader is ook sy Vader, en probeer hom net sien, en hom onthou, soos wat Jesus hom sal sien, en wat die Vader hom sal sien, want ek en my sussie het hom die langste geken, ons was ouer as hy, so hy was die grootste deel van sy lewe het ons hom geken, en ek onthou hom as 'n klein seentjie, hoe oulik hy was, hy het altyd as ons geloop het, dan pluk hy vir my ma blommetjies, sommer daar in die veld, dan pluk hy hulle met die steeltjies net so kort, want hy was klein, en dan vat hy nou vir my ma die blommetjies, en nog baie ander goedjies wat ek van hom onthou. En as 'n groot mens het hy swaar lewe gemaak, hy het baie foute gehad, hy het die verslawings gehad wat hom vasgehou het, maar dit het nie gemaak dat Jesus vir hom minder lief was nie, en nie minder besorgd was oor hom nie, en hom nie ook elke geleentheid wat daar was kom soek het nie. So ek wil net vir almal sê, sien vir Chris die laaste wat julle van hom sien hom deur Jesus se oë. En wat die bedankings aanbetref, wil ek vir almal wat vandag hier is bedank. Ek wil vir Afpop bedank, dankie vir hoe julle ons hanteer het, en dat julle die diens hanteer het, en alles baie vriendelik, dankie. Vir CJ se 2 coache wat gekom het van die skool, en hier is vir hom vir ondersteuning. Vir Don wat gekom het, Sumanay wat by die werk moes afvat, Sean en Biolien wat van Bloemfontein afkom, en al die ander mense wat vir Chris geken het, Betty, Tannie Sonja, nou kan ek die Tannie se naam onthou nie, wat die kinders ken, wat vir die kinders soos sy ouma is, en familielid van Sumanay, baie dankie vir almal wat hier is, baie dankie. Ek het nogal gedink toe ek hoor huis van restaurasie, toe dink ek, hoe dit nou gebeur dat ons by hierdie plek uitkom, by hierdie kerk, want Chris het nie 'n kerk gehad nie. En toe ek die naam hoor huis van restaurasie, toe weet ek, maar die Here het 'n doel daarmee, want dit is wat die Here doen. Hy restoreer, hy bring by mekaar. Dit is wat hy wil hê, dit is wat sy hart is. Ons is almal deel van die liggaam. En dankie pastoor vir jou pragtige boodskap, jou waar boodskap. Dankie vir Christopher, hy was so vriendelik toe ek nou die dag hier aankom, ek was so verbaas, meen maar net, 'n mens is hartseer en alles is te mekaar, en my kop is nie lekker by nie, maar ons is regtig so vriendelik hier ontvang, en ook vir die fasiliteite wat julle vir ons het na die tyd, en daar's nou niemand van die hospitaal hier nie, maar ek as 'n suster uit 'n privaat hospitaal, was verbaas oor hoe goed hulle na my boetie gekyk het in KH Kimberley se ICU, dan ook nou net in hulle afwesigheid vir hulle dankie sê, hulle het my uit hulle eie uitgebel om updates te gee oor hom en so, en ek weet nou nie of ek iemand uitgelaat het nie, maar dankie vir almal, en moenie vir ons vergeet nie, moenie die kinders vergeet nie, dankie julle. Dankie Irene, en ek dink ek praat namens die res van die familie en die kinders, vir jou dankie te sê, vir wie jy is, vir wie jy was deur al die jare vir hulle, vir die gesin, vir jou broer wat nie vandag meer is nie. Van die familie se kant af wil ons almal vir jou sê baie dankie. Daar's seker goed wat mense jou nie kan
kan betaal voor nie. Niemand kan ons betaal vir dit nie. So baie dankie ook van hulle kant af vir jou en dit wat jy gedoen het. Nou ons gaan nou uitbeweeg na die lijkswaard toe waar ons 'n laaste eer gaan bewys en afskeid neem ook van sy liggaam. So ek gaan vra, kom ons staan net almal op. Kom ons staan net almal op en dan kan die persone wat die draers is net weer uitbeweeg sodra ek klaar gebid het. Maar julle kan maar beweeg, is reg. Dankie, skus, julle kan maar beweeg. Vader, baie dankie dat ons nou hier het mekaar kan gaan en dat ons weet daar's 'n Pa in die hemel wat omgee meer as wat ons ooit kan sê met woorde. U is nie wat die kerk U altyd gemaak het nie. U is nie wat die meeste mense dink U is nie. U is goed, genadig en barmhartig, vol liefde. U is die Pa wat U ontferm oor elkeen wat hartseer is. 'n Verslae gees en 'n gebroke hart sal U nooit wegwys nie. In hierdie tyd van verslaandheid, droefheid, hartseer, dank ek U Here dat hulle net hulle harte, hulle hande kan uitsteek en U is daar. U is daar, Here, om te help, om te troos, om vas te druk, om moed te gee, om weer sterk te maak. En my gebed is dat U liefde hierdie familie sal agtervolg, totdat elke een op 'n plek is waar hy of sy met oortuiging kan weet dat hulle kind van God is en veilig by U is, 'n ewigheid saam met U. Ek bid dit, Vader, vir elke hart wat nou na U uitreik. Mense dalk nie hulle hande opgesteek nie, almal het dalk nie iets vandag gesê nie, maar U ken daai hart wat uitreik na U, o God, en sê ek het U so nodig, ek kan nie dit alleen doen nie. En nie besonder vir Chris se kinders, wat op so jong ouderdom 'n pa moet verloor, vir die res van hulle lewe sonder 'n pa moet groot word. Dankie dat U vir hulle geestelike paas sal gee, manne van integriteit wat vir hulle goed sal wees, wat vir hulle daar sal wees, hulle sal help, hulle sal ondersteun, soos dit wat U bedoel het, dit moet wees. Ons bid dit, Vader, nou wanneer ons by daardie kus ook sal afskeid neem van 'n liggaam. Ons weet hy is nie meer hier nie. Dit is net sy liggaam. Maar dis wat ons geken het. Dis die hande en die voete en die oë wat hom mens gemaak het, 'n werklikheid. Dit waarna ons kon vat, dit waarna ons kon kyk, dit wat ons kon mee praat. Dis die liggaam wat U hom gegee het. Die mens wat U vir ons gegee het. En ek bid as ons nou afskeid neem, die familie, Here, dat hulle in vrede hiervandaan weg sal gaan. Ek eer U vir hierdie voorreg wat ons het, om U naam te kan aanroep, om U te mag vra en te weet dit wat ons vra, sal U vir ons uit genade skenk. Ek eer U daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen.
Julle kan maar so 'n bietjie nader staan. Baie dankie. Ek lees net vir ons hierdie klein stukkie in Psalm 30. Hy sê of vers 16, hy sê die Here sorg vir die regverdige en luister na hulle hulpgeroep. Om hulp roep, hoor die Here hulle en hy red hulle uit al hulle benoudhede. Die Here is naby die gebrokenes. Hy help die moedeloses. Al word die regverdige ook deur hoeveel rampe getref. Die Here red hom uit dit almal. Vader, terwyl ons hier staan en nou gaan afskeid neem van hierdie liggaam van Chris, wil ons vir U sê dankie dat U naby hulle is wat gebroken van hart is. Dat uit elke ramp, Here, want vir van hierdie familie is dit 'n ramp. Vir hulle kinders, vir sy kinders wat hom nodig het, is dit 'n ramp, o God. En ons weet, U is nie die een wat steel, slag en verwoes nie. U is die een wat lewe gee, herstel, genade, restaurasie. En daarom bid ek, Here, dat hulle dit sal beleef wat hierdie woord sê. U is naby die gebrokenes van hart. U help die wat swak is. U tel die op wat geval het. U vergewe elke keer weer. En mag dit wees hoe hulle U sal beleef in die tyd wat voor lê. En nou, as elkeen kom om op sy of haar manier afskeid te neem, dan wil ek vra, Here, dat U hulle harte sal hoor. Elkeen se dankbaarheid vir die tyd wat hulle hom wel kon gehad het, wat hy wel kon deel gewees het van hulle lewe. En bring troos en bring hoop en bring herstel. Restoreer elke hart wat dit vandag nodig het. Is ons gebed, Here. En ons dank U dat U 'n Pa is na wie toe ons kan vlug en ons sal by U beskutting en 'n veilige plek vind. In Jesus naam. Amen. Ek gaan vra dat julle nader kom en dan net 'n laaste eer bewys en afskeid neem. Baie dankie.